Jy hierdie ingestuur. Wat noem jy 'n kat wat klavier speel? 'n Mousikant. Welkom by episode 19 van Vra jou vraag. In die eerste kommentaar van hierdie video laat ons skakels om die Oranje beweging op verskillende maniere te ondersteun. Gaan kyk gerus daaronder. Maar goed, kom ons spring weg met ons eerste vraag. Shirley en Tinus van der Mesht van die Gariepdam vra, wat is die vereistes om in Orania te bly? Is daar 'n ouderdomsbeperking? Is daar 'n ouderdomsbeperking om in Orania te bly? Nou hier is 'n paar Orania ooms en tannies wat nou met gespitste ore sit en luister. Wat noem jy 'n 80-jarige Oranier wat in sy eie tuin spit? 'n Rolmodel. Orania is in die eerste plek vir Christen-Afrikaners. Die vereiste om in Orania te bly is om 'n Christen-Afrikaner te wees. As jy nie 'n Afrikaner is nie, dan is Orania nie vir jou nie. Nou, ek het nie vir julle 'n lys vereistes wat nodig is om in Orania te bly nie. Ek het nie 'n lysie dinge wat afgetik moet word om te sien of jy in Orania mag bly of nie. Hier is nie 'n groot hek voor Orania waar een of ander polisieman staan en paspoorte insamel nie. Daar is nie taalvaardigheidstoetse of geskiedenislesse of sulke tipe dinge wat eers gedoen moet word voordat jy na Orania toe kan trek nie. Die een en enigste vereiste om 'n inwoner van Orania te word, is om 'n Christen-Afrikaner te wees. Nou wat merk jy op in hierdie antwoord? Wat jy eerste behoort te hoor, is eintlik dat dit nie 'n vraag is wat jy vir my behoort te vra nie, maar een wat jy vir jouself behoort te vra. Is ek 'n Christen-Afrikaner? Voel ek tuis in 'n Christen-Afrikaner gemeenskap? Wil ek myself inspann tot Afrikaner vryheid? Nou, as jy ja antwoord op hierdie vraag, dan is Orania vir jou. Dit is baie belangrik dat mense goed verstaan dat Orania vir Afrikaners is. Daar is geen plek in die wêreld waar Afrikaners die meerderheid is nie. Daar is geen plek in die wêreld waar Afrikaners oor hulle self kan regeer nie, waar ons eie besluite kan maak en uitvoer nie. In Orania is ons besig om daardie omgewing vir ons mense te skep. Hier wil ons konsentreer as 'n volk en daarom moet ons juis seker maak dat dit ons mense is wat met dieselfde doel voor oë hiernatoe trek. Hoe kan ons dan demografies konsentreer as ons nie almal Afrikaners is nie? Hoe kan ons aan vryheid bou as nie almal hier dieselfde doelwit nastreef nie? Ons moet verstaan wat Orania is en waarom Orania begin is. In 1991, toe die dorp gekoop is, toe was daar nie baie mense wat hier wou bly nie. Vandag, 34 jaar later, lyk Orania na 'n baie meer aantreklike bestemming. Ons moet egter nie van hierdie eerste doel tussendeur vergeet nie. Ons het dieselfde mense vandag in Orania nodig as diegene wat in die beginjare hiernatoe getrek het. En dit is mense wat kan bou aan vryheid. As jy na Orania toe wil verhuis, is die heel eerste stap om 'n e-pos te stuur na verblyfreg@myorania.co.za. Hierdie adres ontvang daagliks baie e-posse want baie mense wil na Orania toe trek, maar as jy so 'n bietjie wag, kan jy tussendeur na ons YouTube kyk, na ons webblad kyk, na ons Facebook kyk, om so 'n bietjie meer oor Orania te leer. Linda Badenhorst van Swakopmund, is produkte duurder in Orania aangesien Orania in die middel van nêrens is? Goeie vraag. Ja, sekere produkte kan wel duurder wees in Orania as gevolg van die volgende redes. Vervoerkoste. Orania is relatief afgeleë van groot stede en hoofroetes, so dit kos meer om goedere hierheen te vervoer. Hierdie ekstra koste word dikwels by die prys van produkte gevoeg. Dan beperkte kompetisie. In 'n kleiner gemeenskap soos Orania is daar minder winkels. Daar is dus ook minder mededinging om pryse af te druk. Dit beteken dat pryse effens hoër kan wees as in groter dorpe of stede. Orania het 'n mark van skaal. Omdat Orania 'n kleiner bevolking het, word goedere in kleiner volumes bestel. Groot kettingwinkels in die stede kry afslag op grootmaatbestellings, wat in Orania nie altyd moontlik is nie. Beteken hierdie redes egter dat Oraniërs hoër lewenskoste het? Wel, dit is 'n moeiliker vraag om te beantwoord. Terwyl sekere produkte duurder kan wees in Orania, is ander weer goedkoper. Sommige uitgawes, soos oormatige diewering en veiligheidsstelsels, word totaal uitgesny. In 'n klein, veilige gemeenskap kan jy heelwat spaar op brandstofuitgawes. Ons eie onafhanklike elektrisiteitsvoorsiener, Orasol, beskerm Oraniërs teen beerdkrag. Dus, op enige plattelandse dorpie gaan produkte heel waarskynlik effens duurder wees. Geniet mens wel dieselfde vryhede op enige ander plattelandse dorpie? Daarvan is ek nie so seker nie. Dit is slim om lewenskostes te vergelyk, veral as jy eendag in Orania wil kom bly. Maar dit is net so belangrik om lewenskwaliteit te meet. Jy moet weet watter waarde jy kry vir jou geld, maar jy moet ook kan sien watter lewenswaarde jy uit jou gemeenskap kan put.
Nikki Labuschagne van Belfast vra, hoe funksioneer die betaalstelsel wanneer 'n mens in Orania werk? Is dit in rande of in ora? En is dit moontlik om die ora na rande te verander indien nodig? Dankie Nikki. In Orania word mense in die winter met pekenneute betaal en in die somer met koring. As jy gelukkig is, dan kry jy in Desember 'n bonus van koffie en koeksisters. Goed, alle grappies op 'n stokkie. Oraniërs se lone en salarisse werk net soos in enige ander gemeenskap. Ons werk hard en ons word regverdig vir ons dienste vergoed. Die meeste Oraniërs word in rande betaal, maar daar is ook verskeie Oraniërs wat eerder in oras betaal word. Dit is die werknemer se besluit in watter vorm hulle hul vergoeding wil ontvang. Jy kan dus die versoek aan jou baas stel om eerder in oras betaal te word. As jy jou oras vir rande wil verruil, dan kan jy dit baie maklik by Orania se bank of meeste winkels gaan doen. Nou, waarom word oras gebruik? Wel, daar is sommer 'n hele reeks voordele vir ons gemeenskap wat daarin lê. Deur ons eie plaaslike ruilmiddel in Orania te hê, stimuleer ons eie ekonomie en ondersteun ons eie plaaslike besighede eerste. Volgens informele beramings sirkuleer kontant 4 tot 6 keer in Orania voordat dit na buite vloei. In vergelyking met die nasionale gemiddeld van 1 tot 2 keer in ander dorpe en stede, doen Orania besonder goed. Dit beteken dat as jy R100 van buite af inbring en hier gebruik, dan kan dit 5 verskillende mense voed voordat dit die dorp verlaat. En dit is 'n baie vereenvoudigde manier om hierdie te verduidelik. Maar dink so daaraan. Die ora help dat geld wat Orania inkom, langer hier binne bly. Dan is daar natuurlik die kwessie van rente. Oras is kuponne. Die stukkies papier is elkeen die randwaarde werd wat daarop gedruk is. So 10 ora is dus R10 werd. Dit beteken dat terwyl ek met 'n 10 ora handel dryf in Orania, is daar R10 in die sakekamer se bankrekening wat besig is om rente te verdien. Nou daardie rente kan weer deur die sakekamer aangewend word om projekte te begin en om klein besighede in Orania te ondersteun. Oraniërs het dus 'n slim manier gekry om ons geld vir ons te laat werk. Nou daar is nog baie ander redes waarom die ora vir ons so belangrik is. Ons kan nog lank gesels oor die veiligheid wat dit bied en die mooi ontwerpe en simbole wat daarop gedruk word. So laat weet my gerus as jy nog nuuskierig is oor die ora. Jammer dat ek jou hier stop, maar as jy hou van wat jy sien, klik op subscribe. Klik op die duimpie, los 'n kommentaar. Dit help werklik meer as wat jy dink. Goed, lekker kyk. Duitlief Moller van Johannesburg sê, daar is mense wat baie swaar kry in ons pragtige land. Is daar 'n stelsel in plek wat goedgekeurde verblyfreg aansoekers help vestig? Ja, daar is stelsels, maniere, instellings, individue en projekte wat behoeftige Oraniërs op allerlei maniere ondersteun. En dit is ongelukkig waar wat jy sê. Die prentjie in Suid-Afrika lyk soms baie duister. As jy dit nie kan bekostig om in die duurste estates of afgeslote gemeenskappe te kan bly nie, dan voel dit soms asof ons mense oorgelewer word aan die lot van Suid-Afrika. In dieselfde lig is dit vir ons baie duidelik dat ons regering hul nie vreeslik steur aan die belange van Afrikaners nie. Dit lyk al te gereeld of die regering eerder mense aan hul sentralisme wil verslaaf maak, as wat hulle mense wil help. Nou hoekom sê ek so? Wel, omdat daar met trots by die 2025 begrotingsgesprek gespog word met hoeveel geld aan maatskaplike toelaas spandeer word. Die regering sê basies, kyk hoeveel miljoene mense het ons hierdie jaar afhanklik van ons en die belastingbetaler gemaak. In Orania streef ons na onafhanklikheid, eerder as afhanklikheid. Ek sou sê dat dit alreeds die eerste ding is waarmee Orania iemand kan help, deur die ingesteldheid te vestig, dat jy nie afhanklik van ander behoort te wees nie, maar dat jy jouself meer bemagtig deur op jou eie voete te staan. Goed, om dit so eenvoudig te sê, maak dit egter nie so eenvoudig waar nie. Daarom is daar inisiatiewe in Orania om mense te help om vir hulle self verantwoordelik te kan wees. Orania gee nie maatskaplike toelaas of gratis verblyf of sulke tipe dinge nie. Waarom nie? Want dit sou mense weer eens afhanklik maak, afhanklik van die owerheid. Veel eerder word intreehindernisse verlaag. Sommige instellings bied spesiale goedkoop verblyf aan en help jou om 'n werk te kry. Skoolprojekte en kerke help soms met skoolgelde vir gesinne wat sukkel. Gemeenskapsaksies en fondsinsamelings het al vele Oraniërs uit die nood gehelp. Maatskaplike dienste staan by wanneer daar uitdagings by die huis is of as spesiale versorging versoek word. In al hierdie dinge bly daar steeds 'n verantwoordelikheid by die individu om homself eers te help. Orania ondersteun, ja,
maar Orania gee nie dinge gratis of maak mense meer afhanklik nie. Die Orania beweging het 'n fonds wat spesifiek gestig is om behoeftige Oraniërs by te staan. As jy dus hier 'n bydrae wil maak, 'n bydrae wat jy met sekerheid kan weet gebruik word om jou eie mense by te staan, dan kan jy gerus die skakel in die eerste kommentaar van hierdie video volg. Hier is 'n vraag van een van ons Engelse ondersteuners. Alex Barron van Engeland. What is the architecture style like? I hope attention is being paid to keep the settlement in the Cape Dutch style. In Orania sal jy verskillende argitektuurstyle vind. Aan die een kant is ons 'n behoudende gemeenskap wat die mooi van ons kultuur deur ons argitektuur wil bewaar. Aan die ander kant moet ons op so 'n manier bou dat ons so gemaklik as moontlik kan bly in hierdie semi-woestyn area met sy ekstreme temperature. Dit kan soms 'n lekker uitdaging raak, maar wie hou nie van 'n goeie uitdaging nie? Gegeewe ons unieke klimaat, gegeewe ons kulturele agtergrond en gegeewe Afrikaners se behoefte aan vryheid om hulle eie dinge en ontwerpe te doen, sal jy baie verskillende argitektuurstyle in Orania sien. 'n Aangepaste Kaaps-Hollandse styl is een van hierdie voorbeelde. Die mooi wit en groen kleure, 'n stoep teen die sypaadjie en 'n druiwepreel is een van die kenmerke hiervan. Ligte staalontwerpe word al hoe meer gebruik, aangesien dit 'n produk is wat plaaslik vervaardig kan word, maklik is om mee te werk en komplementerend tot ons eie arbeidbeginsel is. Baie interessant, hier is ook geboue in Orania wat van strooibale gebou word. Iemand het seker gedink dat die strooibale soos groot bakstene lyk en besluit dat 'n huis hiermee gebou sal kan word. Hierdie is egter nie 'n gebou wat wolf sommer net sal kan omblaas nie. Dik strooibale sorg vir sterk, digte mure wat beide die hitte en koue effektief buite kan hou. Dit is goedkoop, maklik om mee te werk en gee die gebou 'n koddige ontwerp. Van baksteenhuise tot moderne ontwikkelings, tot gerestoreerde, waterwese gehuggies, is in Orania te sien. Buiten vir sommige bouregulasies is daar geen amptelike Orania-styl mandaat wat almal moet volg nie. Baie mense verkies om eiendom te koop en dan hul eie huise op te rig. Wat ons stadsbeplanning aanbetref, waak ons daarteen om te hoog te bou en te dig te bou. Ons wil 'n mooi plaaslike stad hê met baie openbare ruimtes, mooi natuurskoon en genoeg spasie vir warmkop Afrikaners. Ek hoor graag, as jy in Orania kom bou, watter styl sou jy kies? As jy enige vrae het vir die volgende episode van Vra Jou Vraag, klik gerus op die skakel onderaan hierdie video. Volgende episode is episode 20 van Vra Jou Vraag, so skakel gerus in vir 'n verrassing.